gesels graag vanoggend met Dr. Rikus Kloppers en hy is 'n privaat konsultant by Pannar. Ons praat oor 'n nuwe siekte in Suid-Afrikaanse mielieproduksie. Die naam is GOS se bakteriese verwelking en blaarroes. Dr. Kloppers, baie welkom by Grootplaas. Goeiemôre Mia, baie dankie vir die geleentheid om te wees saam met julle. Dit is altyd vir my so lekker as mens antwoorde kan kry op goed wat ons al nie noodwendig regtig weet wat aangaan op die oomblik nie. So vertel vir my, wat is die oorsaak van GOS se bakteriese verwelking? Wat is dit? So GOS is 'n bakteriese siekte wat nou maar onlangs hier by ons opgedaag het. So 'n bietjie anders as wat ons gewoond is in mieliesiektes, is hierdie 'n bakteriese siekte en dit word veroorsaak deur die bakterie met die naam Clavibacter nebraskensis, en eintlik maar soos die naam sê, jy weet, dis vir die eerste keer daar in Nebraska ontdek omtrent in 1969, ja. So dis eintlik al 'n ou bekende bakterie en maar nou vir die eerste keer sy pad gevind hier na Suid-Afrika toe. Hoe het julle dit geïdentifiseer? Ek meen, as dit ietsie niets is, hoe het julle geweet dat hierdie nou 'n probleem kan wees, moontlik? Ja, dit het 'n bietjie van 'n paadjie geloop, 'n tydjie gevat, vanaf die siekte vir die eerste keer aangemeld is, dink ek amptelik in Februarie 2024. Dit het 'n bietjie van 'n tyd gevat en die rede hoekom dit so lank gevat het is ook as jy 'n nuwe siekte of 'n pes of 'n plaag in die land kry, dan moet jy baie seker maak dat dit is waarmee jy werk. Ja. Want jy weet, met so iets, veral met 'n nuwe siekte, jou buurlande waarna toe jy uitvoer en invoer, raak baie gou onrustig as hulle nog nie so 'n pes of plaag of siekte het nie. Ja. En so dit het 'n tyd gevat om dit regtig te bevestig en ek dink die departement landbou het 'n baie verantwoordelike benadering gevolg. Hulle het deur al die stappe gegaan en daar's verskillende maniere. Jy kan kyk na die simptome. Jy kan dit in 'n laboratorium doen met DNA, mikroskopies ondersoek en ja, dit is maar die pad wat geloop is en soos ek sê, ek dink persoonlik die siekte is al 'n bietjie langer as Februarie 24 hier. Waarskynlik dink ek meer so 5-6 jaar terug al, maar omdat die simptome baie lyk soos amper maar droogte simptome wat ons baie gesien of ander siektes, dink ek het ons maar 'n bietjie gemisidentifiseer of misgekyk aanvanklik. Maar nou dat hy toeneem, nou begin ons dit meer sien. Ek wonder altyd, as mens in 'n situasie is waar jy antwoorde moet kry op iets wat jy nog nie regtig besef hoe groot die probleem kan wees nie, hoe benader mens so 'n situasie? Is dit, mens soek vir antwoorde, mens probeer dit vergelyk met vorige goed wat se simptome die naaste is. Hoe benader jy dit as akademici? Jy benader dit baie versigtig om te begin. Maar ek dink dit is ek dink die voordeel wat ons het, jy weet, omdat ons so in 'n globale omgewing werk in landbou, werk ons met ons kollegas in ander wêrelddele en hulle is eintlik al lank vertroud met 'n siekte soos die. So ons weet, in 'n multinasjonale maatskappy het jy jou kollegas wat nou eintlik al vertroud is met die ding. So jy steek maar by hulle kers op. Jy hoef nie die wiel oor te ontwerp nie. So dit is maar baie literatuur en leer en gesels met die mense wat lank daarmee gewerk het en dan kom jy agter, ja, nie wat ons het genoeg vakkennis in hierdie land om dan so 'n probleem net te vat en verder te bestuur hierdie kant. Ag, dit maak absoluut sin. Vertel my net vinnig, hoe lyk die simptome? Wat is dit wat mens moet raak sien om te weet dat daar die probleem is, as mens nou na die lande kyk? Ja, dit is maar soos die naam sê, bakteriese verwelk en blaarskroei. Jy weet, daar's 2 tipe simptome waarna jy eintlik moet kyk. Die eerste een is 'n verwelk simptoom. So die jou mielieplant lyk sommer net regtig of hy sommer verwelk op 'n jong stadium. En die simptome volg gewoonlik as jy baie vroeg in die seisoen haalskade kry op jou landerye, want die bakterie het 'n wond nodig om te infekteer. So dan kry jy die haalskade, dan kry jy die infeksie en dan infekteer hy sistemies deur die plant. En as jy die stammetjie oopsien, dan sien jy eintlik sommer so 'n breinstrepe deur die xyleum, deur die vaatweefsel. En die tweede fase wat later kan inkom is jou blaarskroei gedeelte en dit is maar presies soos die naam sê, jy sien die groot wit simptome, letsels op die blare. Maar anders as droogte simptome wat ook so kan lyk of noordelike blaarskroei wat soortgelyke simptome maak, het hierdie bakteriese siekte so iets waarna jy spesifiek moet oplet en dit is op die
kante van die letsel, van daai groot wit letsel, sien jy eintlik 'n waterige groei, so aktiewe ligte groen groei, en dan binne in dit kom daar sulke swart kolletjies voor, ons noem dit sproete. En die siekte in Amerika se naam is ook freckles soms, en dit is die bakteriese kolonies wat jy fisies dan sien in die blaar, en dit is baie kenmerkend en wat bietjie anders lyk as van die ander simptome. Kon julle al vasstel watter impak of invloed dit het, hierdie verspreiding van die gas se bakteriese verwelking, wat se impak het dit gehad, of het dit al op Suid-Afrika se plaaslike mielieproduksie? Ja, ons kan nou nog nie regtig die omvang in Suid-Afrika bepaal nie, maar jy weet as jy kyk na die res van die wêreld of na Amerika spesifiek waar dit lank voorkom, weet wissel die oesverliese enigiets van 10% tot 50%, maar 50% is 'n baie drastiese situasie as jy 'n baie vroeë infeksie gekry het, baie inoculum en die weer was 100% gunstig, dan kan jy grootskaalse oesverliese kry. Ek dink nie dit sal ooit sommer so baie wees nie, maar soos ek sê, hier by ons het ons nou nog nie die omvang heeltemal bepaal nie, omdat daar word nog steeds 'n opname gedoen deur Departement Landbou om te kyk waar die siekte oral voorkom. En hy is redelik wyd versprei in Suid-Afrika, so hy kom oral voor en dan beskryf as ek 'n verslag lees, maar ek dink ons gaan waarskynlik meer na hierdie seisoen weet wat was die werklike impak daarvan gewees. Een van die impakte wat ons eintlik onmiddellik gesien het, is soos ek net nou gepraat het, is die sensitiwiteit rondom in- en uitvoerings en fitosanitêre maatreëls. So die oomblik toe die siekte hier bekend gemaak is, offisieel bekend gemaak is, het lande soos Botswana en Namibië byvoorbeeld onmiddellik hulle grense gesluit vir ons om na hulle toe graan en saad te uitvoer. Goed, hulle toe kort daarna weer 'n bietjie omgedraai en gesê, goed, ons kan nou weer graan uitvoer na die lande toe, wat baie goed is vir ons plaaslike produsente. Maar ja, saad sal steeds onder 'n sekere beperkings val, jy moet dit eers toets voor jy dit kan uitvoer. So fitosanitêr het dit 'n groot impak. Dr. Kloppers, hou vir my daai gedagte asseblief. Ons gaan net gou kyk na ons landboukalender en so bly ingeskakel. En onthou asseblief om vir ons jou landbounuus te stuur. Stuur vir ons 'n e-pos na mynie, dit is MAINIE by grootfm.co.za. Sien jou nou. FR+, grow and guard your wealth. Ons is terug. Dr. Kloppers, vertel vir my, watter maatreëls behoort in plek gesit te word om eintlik maar die grootskaalse skade wat 'n siekte soos hierdie kan veroorsaak te voorkom of in 'n mate te beheer? Ja, die eerste wat opgekom het eintlik nadat die siekte bekend geraak het, is so 'n bietjie paniek. En ek kan dit verstaan, dis 'n onbekende en nuwe ding. En een van die probleme rondom hierdie siekte, dit kan nie met konvensionele chemiese produkte beheer word nie. So dit is nie, ek kan nie 'n swamdoder gaan gebruik en oor die lande spuit waar die simptome voorkom nie, want swamdoders werk nie, want hierdie is 'n bakteriese siektes. So ek dink dit is een van die groot probleme, dat daar nie 'n regtige kitsoplossing is vinnig nie. Die hele bestuur van hierdie siekte gaan wees 'n bestuurspraktyk. En daar gaan 'n paar goed wees. En as ek die punte amper so kan lys, weet in volgorde, weet eerste een is natuurlik, voor jy 'n siekte kan bestuur, moet jy weet dit is dit. So jou diagnose moet reg wees. So asseblief maak seker dit is die siekte. Kry die verteenwoordigers van die saadmaatskappy, die landboukundiges, stuur hom ons na 'n laboratorium toe en laat hulle dit bevestig. En dan wil ek ook net byvoeg daarby is ek dink baie boere was bekommerd geweest aanvanklik om dit aan te meld. Daar so 'n bietjie van 'n stigma rondom die siekte en die ouens was so bang geweest hulle plase word onder kwarantyne gesit. En dit gaan nie gebeur nie. So dit is baie meer belangrik dat ons eintlik weet wat is die omvang van die siekte. So meld dit aan. Die tweede ding sou ek sê dan
as jy dit in jou lande gekry het, jy hoef nie jou landerye te vernietig nou nie. Weereens, daar is nie regtig 'n kwessie rondom dit nie. Jy kan die graan oes soos altyd, jy gaan 'n bietjie oesverlies hê afhangende van jou infeksievlakke. Maar jou graan bekeer niks nie, daar's nie toksine in nie, dis veilig vir jou gebruik, dis veilig vir die diere se gebruik. So, weereens, hanteer jou land maar soos enige ander land waar 'n ander siekte ook voor sig kom. Maar dan wat jy moet doen, is daai geïnfekteerde plantmateriaal is natuurlik jou bron van siekte vir die volgende seisoen. So as jy 'n land gehad het wat kwaai geïnfekteer is, dan moet jy daai landerye inwerk. Jy moet daai reste in die grond inwerk. Die reste op die grondoppervlakte kan tot so 10 maande oorleef. As jy dit eers begrawe onder die grond, dan breek dit baie vinnig af en kan dit nie oordra na die volgende seisoen nie. En dan die volgende stap is eintlik in daai lande waar jy ook 'n infeksie gehad het, plant 'n ander gewas soos 'n sojaboon of 'n sonneblom. So goeie wisselboupraktyk. Dit is 'n algemene praktyk. En dit breek ook die hele siklus van die siekte, want hy kan nie na sojabone toe gaan, hy kan nie na mielies toe gaan nie. Dis uitsluitlik 'n mielie en 'n sorghum siekte, as ek dit so kan sê. En dan die grootte wat nou gaan volg aan die einde is dan plant jy 'n kultivar wat meer bestand is teen Gauss' verlaaksiekte. Ek kan sommer nou net dink hoe mense se koppe begin gaan en ons is mos so ingestel, as mens iets kan voorkom, dan wil mens altyd weet, maar wat kan ek doen om te keer dat ek eerstens geraak word hierdeur? Is daar enigiets wat ons boere kan doen om net seker te maak dat hulle glad nie geaffekteer word nie? Dit gaan baie moeilik wees, want die siekte versprei, kyk, hy het nou in Suid-Afrika aangekom op een of ander manier, jy weet, of dit nou met 'n besmette implemente was, of dit nou in graan of in saad was, of wat ek al, die weet ons nie. Maar as hy eers gevestig het iewers in 'n land, dan is sy primêre verspreiding omtrent met stof, reste. So as jy 'n besmette land het en jy stroop hom, daai stofdeeltjies wat dit in die lug is, dit versprei dan verder van land tot land. So, weet jy gaan nie eintlik veel daar kan doen regtig nie, behalwe waar jy miskien kan voorsorg tref is, kyk dat jou implemente, as jy dit 'n besmette land het, laat jy dit nie skuif nie. Van een land na 'n gesonde land toe en dit so dra nie. Want jy kan dan jou stroop, dat die bakterieë se daan was. So maak die implemente skoon. En ja, ek dink dit is, en dan die bestuurspraktyke, soos ek sê, as jy daai stappe gaan volg, dan gaan jy regtig hierdie siekte afbestuur. Net 'n laaste gedagte van sommer van u kant af, so geen rede vir kommer nie, net versigtig wees, en as jy dit vang en agterkom dat dit op jou lande is, wees proaktief en daar stappe om gevolg te word, nee. Ja, nee, is 100%, ek dink jy het dit reg opgesom. Daar hoef nie paniek te wees nie, die onbekende maak 'n bietjie die paniekfaktor daar, maar soos ek sê, ek dink die verantwoordelike ding is nou om eerder te weet waar is dit. So as jy dit het, maak seker, jy weet, soos ek altyd sê, as jy jou vyand ken, kan jy hom bestuur. En dit is, as jy hom ken, kan jy hom meet en dan kan jy hom bestuur. En dat is goeie bestuur. Ons hoef nie die wiel oor te ontdek nie. Ons kan net die siekte maklik wen. Dit is geweldige goeie raad. Baie dankie dokter. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit.